iemand het 'n kleur buiteblad, julle is in laasweek het nie 'n kleur buiteblad gehad nie. Dis maar net omdat ek julle jammer gekry het, omdat julle laasweek so baie goed die antwoorde gegee het vir die vrae, en tog ek ook en julle het goed gedoen, ek sê dat maar 'n kleurblad gee hierdie keer. So nee, ek het nuus gedruk want ek het hom, hier's inligting hierby, maar die boekie is nie klaar nie, so die oomblik as ek hierdie E1, dan gaan hy dag en dag, maar ek gaan hom ander fasette hierby, wat ek net nie op huis het. Maar ek kry nie tyd om te gaan sit en die ding te skryf en dit klaar te maak. Daar het net te veel rond, daar's net te veel dinge op die huidige oomblik aan die gang in my eie lewe. En die kerk, dat ek kan baie tyd spandeer om dit te doen. So, julle moet maar saam met my gaan soos ons gaan. Julle is in elk geval die eerste ouens wat hierdie reeks kry, so ek het die vorige reeks ook maar so geskryf soos ons gegaan het, maar daar kom 'n dag wat die ding klaar is en dan kan jy maar die hele volledige nuwe reeks kry as jy dit dan so graag wil hê, as jy dit dan so wil hê. Maar maak maar aantekeninge, ek het sommer net myne 1 en 2 gemerk. Hieronder is 'n eetjie. So ek het sommer net die bo een, sommer net met 'n pen hier, so jy gaan dalk 'n E1 wees wat 'n ander faset van hierdie bladbalk hanteer. So jy nie self in mekaar maak. Jy sê sommer net 'n A of 'n B of wat ook al waarin dat jy dit jouself kan weet oor die twee boekies. Ek het nou gesê Marius maak oop en dink jy hoe so raak jy nou mal en dieselfde boekie laas weer. So maar agter as julle sien daar 'n paar bladsye of 3 by. Alraai julle, kom ons bid net saam en ons vra die seën van die Here oor dit en ek wil nie vanaand baie laatklake mee lees nie. Ek wil graag tyd spandeer, nie tyd nie, ek wil julle 'n paar dinge raak wat die afgelope week eintlik in my lewe gebeur het. Maar wat julle ook tot 'n groot mate raak. So ek wil met julle daaroor praat en dan gaan ons van daar af vorentoe gaan en kyk wat ons kan doen. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die goedheid en die guns en ons loof en eer Here dat U ons Vader en God en Koning is. Here, ons het vanmôre gehoor dat U daar by die see van Galilea die boodskap van die koninkryk van God verkondig het. Here, ons het ook gesien hoe dat Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, hoe dat hulle positief reageer op die uitnodiging om agter U te volg. En Here, ek wil bid dat U ons sal help, dat ons ook in U voetspore sal kom, sodat ons sal volg waar U lei, sodat U koninkryk ook in ons lewens kan kom, Here. En ek eer U daarvoor en ek loof U en ek aanbid U in Jesus se ewige en wonderbare naam. En ek prys U, Vader. Amen. Alraai julle, ons het laasweek, ons het nou op 'n onderwerp wat nie altyd lekker is om te hoor nie, omdat dit konfronterend is, maar dit is 'n baie belangrike, as ons deur die proses gekom het van wedergeboorte, van bekering en van geloof en van wedergeboorte, het ons laasweek hier gehoor en gesien dat die Here sê, ek het jou nuut gemaak. Kyk, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Kolossense 3 vers 13, wat is daai skrif wat hy sê? Hy sê, en hy het jou uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en hy het jou oorgeplaas na die koninkryk van die lig van sy seun. So as die Here ons uitgehaal het uit die ou lewe uit, dan kan ek nie bly in die ou formaat van my bestaan bly lewe nie. Met ander woorde, as hy my nuut gemaak het, beteken dit, en ek wil even die konsep verstaan, God panel bied nie dinge sprei ontwoord. So, jy moet dit mooi verstaan. So God vat nie hierdie ou voertuig en hy slaan 'n paar duike uit en hy sprei hom oor en hy maak hom so nie. Hy vat daai ou voertuig en hy druk hom vierkantig plat in 'n bondel en hy sit hom in die vuurhout en hy smelt hom en hy stamp hom nie oor. Dis hoe hy werk. Okay. Sodat jy nie 'n halwe gebakte, nuut gemaakte mens is nie. So God kom en hy maak ons nuut. En dis wat sy woord van ons sê. Die probleem is, omdat ons dit nie glo nie, neem ons dit nie aan nie. Of ons neem dit nie aan nie, omdat ons dit nie ten volle glo nie. Maar dit is belangrik dat ons vanaand sal verstaan dat die oomblik wanneer jy die Here Jesus aangeneem het, dan het jy nuut geword en kan ons nie toelaat dat die ou vleeslike lewe steeds oor ons heers nie. En laasweek dink ek is dit Amanda wat 'n skrifgie gekwoteer het of die aangehaal het van Kain en Abel, waar Abel se mond opgeblaas was omdat of Kain se mond opgeblaas word omdat die Here Abel se offer aangeneem het en nie sy offer nie. Nou julle, ek was lank in landbou
en ek het saam met 'n klomp akkerbouers gewerk. Nou ek weet nie of jy verstaan, landbou het verskillende fasette. Een van die fasette is akkerbou. Die ander faset is veekunde. Die volgende faset is wildboerdery. So daar's verskillende fasette binne landbou. En ja, so jy in bosbou, ja. So ons het weet ek was by die kant waar hulle op weidingsgewasse akkerbou navorsing of waar hulle op weidingsgewasse navorsing gedoen het, wat eintlik 'n veekundige deel is, maar hulle het gewerk met plante, met die plantkundige deel daarvan, nie met die dierkundige deel daarvan. En my direkte hoof, ou Ad Kreer, weet ek en hy het baie oor hierdie goed gesit en dan praat ons daaroor en daar's altyd 'n ding wat hy nooit kon verstaan nie. En daai jare was ek jonk in die bekering, ek was jonk, dit was in 82, 83, 84. Ek was toen nog mooi en jonk en maar so ek het nog daai keer kon ek nog baie dinge doen, ek kon hard werk en ek kon regtig ek was aan die gang. En dan sit ons aan praat oor die Bybel. Soos altyd sê, wil nie sommer 'n ding wat ek nie verstaan is dat die Bybel sê Abel was 'n veeboer. En die Bybel stipuleer Kain was 'n akkerbouer. Ja. Toe gee Abel sy offer en die Here neem sy offer aan. Toe kom Kain en hy gee sy offer van dit wat hy doen en God neem nie sy offer aan. Ja. En hy het ongelooflik geworstel met dit omdat hy self 'n doktorsgraad in landbou gehad het, maar in die akkerbou kan. So dit was vir hom 'n moeilike ding om te verstaan. Maar vandag, as ek nou terugkyk met die kennis wat ek nou het en teenoor daai tyd gehad het, is jammer ek kon nie nou, ek moet hom eintlik gaan sien, want ek het hom nou dan gebel. Dan wil ek vir hom hierdie ding verduidelik. Miskien het hy dit al uitgevind, ek weet nie. God verwerp nie Kain se offer. Hy verwerp sy offer. Met ander woorde, hy verwerp nie die tipe offer wat hy bring nie. Ek wil my nou net reg uitdruk. Kom ons vat dit van die ander inval, so ek wil gee verstaan. Hy aanvaar Abel se offer vir die eenvoudige rede dat die enigste offer wat daar is vir sonde versoening is die offer van bloed. En Kain het net so goed geweet soos Abel. En hy het 'n substitute gesoek. Hy moes van sy mielies en sy koring, sy pompoene en sy wartlemoene, ek weet nie wat het hy nog gehad. Moes hy gaan ruil het en 'n lam gekry het en daai lam geoffer het. Okay. Maar sy hart was nie reg met God nie. Hy was selfregverdigend in sy poging van aanbidding, want heel waarskynlik het hy gesien dat God Abel se offer aangeneem het. En toe kom hy en hy offer ook. So, bedrieglik, wat sê die skrif? Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja bedorwe is dit. Wie kan dit ken? Jy sal met 'n ou praat en hy die oulikste smile op sy gevreet. Maar jy weet nie wat in sy hart aangaan. Ja. Jy sal met 'n mens sit, hy sal beloftes aan jou maak en hy sal jou in jou oë kyk. En jou beloof, maar jy weet nie wat in sy hart is. Net God weet. Want daar's 'n skrif wat sê, niemand weet wat in die hart van die mens is nie, behalwe die mens self en God. So ek weet nie vanaand, julle is so oulik en julle lyk so mooi en julle is so vriendelik, ek weet nie wat in julle hart kom. Okay. En julle weet nie eintlik wat in my lewe my hart kom. En daarom kan ons maklik mekaar bedrieg tensy ons openlik met mekaar praat. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, want ons hart bedrieg ons. En die Here kom by Kain en hy sê vir hom, hoorie maar, hoekom is jou mond 3 bar? Nie, jou mond is 3, hy's 5 bar gepomp. Hoekom het jy 'n dik bek? Want dis wat daar staan. Okay? Hy sê eintlik van hoe in die Bybel praat ons nou mooi. Hoekom is jy opgeblaas? So ek kan nou nie vir my seun of my dogter of my ma, my vrou of iemand sê, hoorie, kom as jy opgeblaas, dan dink hulle is spek. So ek moet vir hom sê, hoorie, kom jy bek dik. Okay? So wat pla jy?
Nee, op jou werk. Hoe is jou mond dit, dat ek die regte taal praat nie, so, maar dit is dan nou hier op uitgesak. So kan jy sien, Kain sit daar en hy's opgeblaas, hy's kwaad vir God omdat God nie sy offer aanvaar het nie. In die skrif wat sy aangehaal het verlede week is, die vyand lê en hy sê die duiwel lê en loer vir jou Kain, maar jy moet daar oorheers. So wat sê God vir Kain daar? Pas op vir die sonde, maar jy moet daar oorheers. Pas op vir die versoeking. Ek dink as jy ek wil net dink was dit daar by die waar jy gesê het gaan weg agter my. Ja, seker soortgelyk en was nie vir Petrus nie op offer gelyk gesê kan nie. Ja nee, hy het gesê daar waar hy hom gesê het as jy gaan weg agter my saak en jy bedink die dinge van die wêreld. Ja. So die dinge van saak nie van my. Jy durf hom sê maar ek bid vir jou dat jy dit sal kan lees met Jesus sê and if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you that you should rule over it. Okay, wat is dit? Dit is Genesis 4. Wel, okay, maar jy is nou by Kain. Ja. Neem dop ja, by Petrus. Maar is dit nie amper dieselfde woorde wat ek vir Petrus gesê het? Nee, ek dink so dat dit kan weet ek het jy skrif begin toe dom dit is hy skrif wat ek vir Petrus het sê. Want hy sê ek het vir jou gebid. Maar dit is in Johannes 17. Ek is seker nie maar ek dink so. Dis waar hy hom so verlaat het. Hy sê ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. Dis wat dit daar sê. Okay, so dit kom vat ek sien, dit vat 'n bietjie lank maar dit kom. So okay julle, so met ander woorde, dis onvermydelik. Ons kan nie, as ons deur bekering wedergeboorte kom, as ons die handoplegging ontvang het, die Heilige Gees ontvang het, kan ek nie bly in my ou lewenstoestand nie. Ek moet oor die sonde begin heers, want julle, hoe gaan ek oorwinning kry as ek nie die besluit daaroor neem nie? Hoe raak 'n persoon vry van dwelms? Hy moet besluit om vry te raak van dwelms. Hoe raak hy vry van alkohol as hy alkoholist is? Hy moet besluit, nommer 1 hy moet erken. Want onthou, wat sê Jakobus? Jakobus sê, ons is dit wat hy sê, hy sê ons is soos 'n man wat in 'n spieël kyk, in 'n raaisel, van aangesig tot aangesig. As hy in hierdie spieël kyk, dan sien hy vir 'n oomblik sy beeld. Maar as hy omdraai en wegloop, dan vergeet hy hoe hy gelyk het. Nou wat bedoel daai skrif? Daai skrif bedoel, hy sê, kyk in die spieël, sien wat jy sien, en erken wat jy sien. Maar jy kyk in die spieël, jy sien nie die probleme in jou lewe, dan draai jy om en jy loop weg en jy ignoreer dit, om uit te vind, jy vergeet wie jy lyk. Want julle konfronteer enige persoon wat 'n afhanklikheidsprobleem het. Hulle lieg. Hy wil nie erken ek het 'n probleem nie. Want as hy erken ek het 'n probleem, dan is hy veronderstel om iets daaraan te doen. Okay. So wat doen hy? Hy raak 'n Arabier. Nou weet julle wat is 'n Arabier? Hy bly langs die Nile rivier, hy's in die Nile. Okay. Okay. So jy's ontkenning is een van ons grootste probleme. Ons ontken ons het 'n krisis, ons ontken ons het 'n innerlike probleem, ons ontken waar ek met myself staan, ons ontken 'n klomp dinge. Hoekom? Want ons loop met maskers om. Dis hoekom Jesus sê word soos 'n kind. Julle 'n kind het nie 'n masker op. 'n Kind wat jy sien is wat jy kry. Okay. Hy leer daai maskers, maar waar leer hy dit? By sy papi en mammy. Okay? En wanneer sy eie waarde begin ontwikkel, dan begin hy skaam kry en hy begin allerlei dinge doen en dis soos daai dogter van my, sy's nou matriek en Candice is nou in graad 8 en nou my kar is by die Panelbeat en hy ry met hierdie Volkswagen kar van die kerk rond en die dinge rattle, hy's vol van die haalduike, sy venster is 10 plekke stil stukken geslaan, hy squeak en hy kraak en sy wiele se rims is geroes en hy is net lelik. Maar daar's nie 'n ander woord vir die ding nie, hy's lelik.
Nou sê ek sê julle gaan oplaai, maar julle moet nou maar afloop met julle swaar tas, ek sê julle maar daaronder kry, want dan gaan julle nie hierbo kan oplaai, want dan gaan julle skaam kry, want hy het nie sitplekke agter nie, die kennis moet daar inklim op die tyre sit. Okay. So, nou is dit vir hulle swaar, want ons is nou nie gewoond aan dit nie, verstaan jy? En ons daar, jy het maar gelei met 'n fiets of jy het maar geloop, maar vandag se kinders moet nou bedek. So, nou kan ons sê, maar dis hoe dit werk. Die selfwaarde ontwikkel en nou begin jy 'n selfbeeld kry wat eintlik vals is. Hoekom? Want die media sê dit moet nie so lyk nie. Okay? Die koerante sê dit moet nie so lyk nie. So dis 'n valse beeld wat die wêreld vir ons gee. En gaan kyk maar na die kinders. Hulle is almal binne daai groep. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak regtig wat ander mense van jou dink nie, wat saak maak is wat in God van jou. Is jy mooi daaraan dink? En hoe ouer jy word, hoe makliker raak hy. Okay? Maar tog sit ek met mense na mense na mense na mense wat sukkel met issues uit hulle verlede oor hulle selfbeeld. En waar lê dit? In hulle kinderdae. Hulle is aangetast in hulle kinderdae, hulle worstel met daai selfbeeld, hulle kry nie oorwinning daaroor nie, en hulle begin funksioneer na aanleiding van daai selfbeeld. Ek het 'n paar maande terug iemand daar gehad, verlede jaar, wat Johansson toe verwys het, 'n pragtige vroutjie, en ek het 'n profiel op haar gedoen, en toe ek haar profiel sien, toe sê ek, hoor jy, ons moet jou help, want ek kan sien, hoor, daar's 'n redelike fris klop emosionele onstabiliteit wat jou op hierdie stadium nie lekker laat voel. Nou julle, enige een van ons sit met emosies. En ons emosies is nie altyd straightforward nie. En jy weet nie altyd presies hoe, om goed te hanteer en wat om te doen nie. En ek het daar gesit en ons bietjie met haar gewerk, en verlede week toe bel sy my nou uit die blou tyd, en sy sê my, hoor, kan ek jou weer kom sien? Ek sê, man, ek wil nie eintlik weer sien nie, want ek het jou nog nie weer daarna gesien nie. Ek het jou al gesê, kom wat ek jou leer, dat jy net begin, eers op 'n punt begin opleiding kom, dat jy net kan geestelik volwasse raak, want hulle is ook hardop heeltyd na die profete toe, want die profeet moet alles afsny wat nie daar moet wees nie, en so gaan dit aan. Nou, as die profeet dit afsny, hy kry dit reg, waarom is wat hy dit doen? Sny die regte goed af. Okay. Maar as ek kom by my uit, en ek vul die dinge, maar toe ek die dol sien ek eers, die vrou lyk baie beter. Ek sommer net sien nie, die vrou lyk beter. Ek sê, okay, en ek het die goedjies vir haar geleerd, ek sê, maar, ek print ding vir haar, ek sit haar onderste boon neer, ek sê, okay, maar, voordat ek hierdie goed vir jou wys, kom ons praat eens wat ek hoor wat ek sê. Onthou, praat wat ek kan sien hoe jy lyk. En ek laat haar net praat, en ek hoor, okay, nee, had 'n klomp verskuiwings gekom. Klomp dinge, alles is nog nie reg nie, klomp dinge gebeur. Ek vat die profiel en ek sit hom voor haar neer. En ek het lanklaas in my lewe iemand gesien wat sy emosionele profiel so mooi gedoen. Reg getrek, in balans in. Ja, so 2-3 plekke obsessief in denial. Okay, Arabier geword daar. Net omdat sy dit oordrewe aanpas en daaraan werk en eintlik tot 'n groot mate steeds ontken dat binne daai faset is ek nog nie heeltemal uitgesort, maar dit is minimaal. En ek het daar sy gery en ek het gedink, Here, hoe wonderlik is dit nie dat die Here oor hierdie paar afgelope 4-5 maande net so inspraak in iemand se lewe gehad. En dan baie keer dan dink ek, ag Here, hierdie mense sit in ander kerke en dan kos my tyd en energie en allerlei goed en dan kom dit dat hulle eie kudde uitsort en dan kom hulle by my dan ek het nou nie die hart om vir hulle te sê, hoor, jy gaan nou jou eie dominee of pastoor of wie ook al en dan probeer ons hulle my help en dan help die Here hulle. Dis al weg en as ek dankbaar. Dan is ek regtig net in my hart dankbaar. So ons kan nie bly in die ou lewe. Ons moet voortgaan na dit wat die Here wil hê ons moet doen. Want kom ons blaai daar na bladsy 4 toe. Nee, sy het 'n klomp raad gevolg wat ek haar gegee het. So met ander woorde, sy het gaan toepas wat ek vir haar gesê het. Sy het eintlik maar net gehoorsaam geraak wat die Here vir haar deur my gesê het, verstaan jy? En sy is nie gearrive nie, sy is nie, verstaan jy daar, maar goed in haar lewe het uitgesorteer geraak, net omdat sy 'n poging aangewend het om goed in lyn te bring. Baie mense gaan weg
En hulle goed bly dieselfde want hulle doen niks daar. Ja. Want onthou, as ek vir jou sê, hoor hierso is 'n Kelvinator yskas. Ek het laasweek ook vir julle gesê, hier's 'n toolbox om daai ding reg te maak. Hier's die handleiding en die toolbox om daai yskas reg te maak. En ek gee dit vir jou in jou hand en daar staan 'n yskas. Gaan daai yskas reg kom. Hoekom nie? Ons gaan net een doel gebruik en as ons dan maar gebreek dan gaan die myne gebruik. Ja, dis ongelukkig vir ons werk, ja. Kyk, wat het ons fout gemaak? Dis hoe ons werk. Maar kom ons sê nou die regte roete daar, want jy vat nou die menslike, jy vat nou die logiese menslike roete. Want dis wat ons doen. Ek haal dit om 'n briefie te lees dat om te doen. Ek figure op jouself uit en dan sukkel ek aan. Dit gaan ons ook 'n antwoord gee. Sê weer? So kan ek net ook 'n antwoord gee. Jy kan asseblief, ja. Ek het laasweek met die dul gepraat en ek dink ja, nou moet maar weet presies hoe die persoon praat. Ja, want jy het daar afverwys. Ja. Hierdie dul het vir jare met sy 'n man gehad wat al regtig gemis is, maar ek wou van serieus die ek weet nie die movies kyk. Toe sy het 'n skyfer, toe kry sy nog 'n man. Hierdie aap is elke 15 weke of 2 weke sy in die tronk opgeneem. En gearresteer vir bedrog en goed. En so was dit in verhouding. Want later het ons so sterk gelees dat wanneer sy by hom is, dan skryf ons af. Wanneer hulle uitbetaal is, ons weer vriende. En nie net ek nie, 'n klomp ander ouens ook, en jy weet erop as jy die biker man. Selfs hulle wil nie met jou assosieer nie, maar jy weet. Maar hy wil toe sy by pastoor was, het sy besluit gemaak om nie weer hierdie ou terug te gaan. Ek weet nie wat het daar gebeur nie, maar sy het daai besluit gehou. En so het sy op haar, wat ons praat van die besluit te maak, as ons daarby hou. Dit is presies wat sy gedoen het. En ek het laas week met haar gepraat, pastoor, dis nie dieselfde mens nie. Dis nie glad nie dieselfde mens nie. Dis wat sy verbeter het. En haarself voorop, en sy self kan werk ook nou al 'n hoë posisie te kry. Net hier om die besluit te maak en ek sien daarby gehou. Daar is van altyd baie wonderlik. Die oomblik as iemand begin hulle lewe regtrek, dan begin God 'n klomp ander goed ook in plek sit. Ja. Sy het onmiddellik 'n ander pos gekry en net 'n klomp dinge in haar lewe het net beter gegaan. Toe kyk hy en daai profiel is nie asof ek sien hy's net verbeter nie. Daai profiel is amper in balans, want dit is wat belangrik is. Hy kan uit balans uit en dan hy kan redelik reg wees, maar tot 'n mate nog 'n bietjie 'n paar balans, daar's 'n bietjie bakkel in die wiele. Maar hierdie ding se bakkels is uit. Okay? En dit was net vir my kwaai om te sien hoe dat die Here net eenvoudig met iemand 'n besluit geneem het, oorwinning vat oor goed in haar lewe wat ek dink is 15 jaar of 18 jaar wat daai goed in haar lewe kom. Chaos, haar totale jong mens lewe gone as gevolg van verkeerde keuses. En hoe dat sy net daai goed in haar lewe aanspreek en sy sit daar en sy praat met my en sy sê, hoor, ek praat vandag met jou goed, ek het dit nog nooit met iemand in my lewe gedeel wat ek vandag met jou deel. Ek sê, prys die Here, dan is jy op die regte pad. Want kry jou hart vir 'n slag skoon, want wat sê die boek van Jakobus? Bely mekaar julle misdade en julle sal gesond word. En die oomblik toe sy hierdie goed uitbegin spoeg en uitbegin spoeg en uitbegin spoeg, toe begin God met 'n genesingswerk in haar lewe. So moenie die goed vashou nie. Kry dit uit. Moet dit nie hier bewaar nie, kry dit uit. As daar onvergifnis is, kry dit uit, kry dit aangespreek. As daar gebrokenheid is, kry dit uit, kry dit aangespreek. En ek het vanmôre daaroor gepreek, julle vanmôre se boodskap, ek wil vir julle, het my in my hart geruk, toe die Here met my daai boodskap deel. Ek weet nie of julle dit geluister het nie. Want dit het 'n klomp goed in hierdie week gebeur, en dit is asof God direk met my praat, in my eie lewe. So, God het 'n plan, en hy wil jou gebruik binne sy plan. Hy wil dit deurvoer. Moenie vashak by gister nie. Daar is 'n uur en dit is nou. Vraag nie jou hart. Die vraag is, heiligmaking. Wat is die konsep wat ek as mens moet leer ken om heiligmaking na te streef? Hoe doen ek dit? Besluit ek nou net een oggend,
ek gaan nou nie meer lelik, ek gaan nou nie meer vloek nie. En dan die eerste taxi wat voor jou inry is nou 'n lekker klip van die duiwel, want jy hou nou nie baie van die taxis nie, en dan wat doen jy? Jy is redelik kalm tot hy jou vloek. En dan praat jy met hom op lede. Okay? En dan moet jy maar weet, daar gaan 4 ander karre nog voor jou inry, 'n ou oom en 'n ou tannie en nog 3 ander taxis en wat ook al, en jy gaan vir almal kwaad raak want jy het nou klaar verloor. So heiligmaking is 'n besluit, maar daar's 'n proses aan gekoppel wat ek wil hê jy moet vanaand verstaan. En ek noem dit nie, Paulus, die Bybel sê, hy noem dit die vernuwing van jou gedagtes. Want heiligmaking is niks anders as die vernuwing van jou gedagtes. Heiligmaking begin waar ek my gedagtegang verander, soos hierdie dametjie, soos hierdie vroutjie wat ek kom sien het. Sy was vasgevang binne hierdie net. En sy was tot 'n mate gestimuleer oor jare deur die pyn waardeur sy gegaan het, en wanneer sy nie daai pyn ervaar het nie, was dit nie vir haar normaal nie. En was dit moeilik om te breek met dit wat haar seer maak, omdat sy nie geweet het om aan daai kant te leef nie. So die vernuwing van jou gedagtes is die konsep wat ek jou vanaand wil leer, en ek wil vir jou wys hoekom dit so werk. In Johannes 8 vers 31 tot 36 sê Jesus aan die Jode wat in hom glo, dat hulle waarlik sy disippels sal wees. Nou kyk mooi, hy praat met die disippels, hy praat met die Jode wat in hom geglo het. Julle, hier is amper 'n paradoksie. En ek gaan dit nou vir jou lees. Hoor dit sê. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het. Is julle by my daar? Bladsy 4. En Jesus praat met die Jode, hy sê, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het. Nou julle, wat beteken of wat impliseer daai woorde, die Jode wat in hom geglo het? Was hulle gelowig of was hulle nie gelowig nie? Het hulle hom aangeneem of het hulle hom nie aangeneem nie? Hulle moes hom aangeneem. Hier is 'n klomp Jode wat onder die wet is, wat Jesus aangeneem het. Wat in hom glo, omdat hulle sien wat rondom hulle gebeur, en wat Jesus doen, en wie hy is, en wat God deur hom doen. Maar nou kom die Here, en hy praat met hulle, en hy sê vir hulle die volgende: as julle, dis 'n voorwaarde, as is altyd 'n voorwaarde, as julle, wie is die julle? Die Jode wat in hom geglo het. Nou, julle moet by my bly. Okay? Want ons vat nou hierdie teks en ons trek hom nou so 'n bietjie uitmekaar uit, so jy moet nie my verloor nie. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly. Wat sê hy dan? So wanneer word jy waarlik sy disipel? Ek dog aan dat hom geglo het. Ek glo dat grandpa se kop seer kan wegvat. Ja, Maar as ek nie die grandpa drink nie, gaan my kop seer nie weggaan. Okay? Hoor wat ek sê, dis die konsep. Ek glo in dit, maar as ek dit nie toepas nie, gaan dit nie werk nie. So wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, julle het in my geglo, of julle glo in my, maar ek wil julle 'n dieper dimensie leer, as julle waarlik, wat beteken die woord disipel? Dit beteken letterlik 'n volgeling of 'n student. As julle my student wil wees, as julle my volgeling wil wees, wat moet hulle doen? Bly in my woord. So hoe word ek 'n ware disipel? Nou julle, ek het laasweek hierdie ding getoets hier onder julle. Nie met die oog op vanaand nie, maar op die oog van verlede week. En ek het vir julle gesê, kom ons praat 'n bietjie, quoteer vir my bietjie gou hierdie skrif. En dan sien ek die liggies is af.
En as ek so 'n bietjie van die skrif noem, dan kom die liggie so flou aan. Dit is 'n ou Volkswagen Beetles van vroeër jare. Hulle het so 'n manier gehad, as hy so van voor af kom, dan sien jy hy ligte flikker so, dan weet jy, sê my pa, dit kom 'n Volkswagen Beetle aan. Okay, ja, dit is 6 volt. So 6 volt ligte, af en aan en af en aan. Ons lyk ook baie keer so. Dans ek aan en dans ek af, en dans ek aan en dans ek af. Okay. Kom by die woord uit. Want hoe meer woord jy in jou kry, hoe meer sal jy genade hê om disipel te wees. Okay? Julle student, volgeling, jy kan mos nie 'n dokter word, of 'n tandarts, of 'n finansiële beampte, of wat se ding jy dit ook al wil noem. En nie gaan swat, of nie gaan toepas wat jy geswat het. Maar jy gaan leer juis ten opsigte van die toepassing daarvan. Want dis waar ons moet uitkom. Nou sê die Here vir hulle, Jesus sê vir die Jode wat aan hom geglo het, as julle in my woord bly en julle is julle waarlik my disippels. Maar kyk wat sê hy dan vir hulle, en julle sal die waarheid ken. Nou waar gaan hulle die waarheid leer ken? In die woord. Okay. So wat is die purpose van die woord? Om die waarheid te leer. Want God se woord is waarheid, God is waarheid, hy kan nie lieg nie. So alles in die woord sê hy is tot stigting en tot opbouing. Daarom sê hy in die laaste paar verse van die Bybel, ek het julle ander dag hy vraag gevra, so ek is nie seker as die laaste verse, die laaste verse waar staan het. Wie van julle kan onthou wat staan daar? As jy by hierdie woord byvoeg, dan sal ek die plaag van die lewe by jou lewe voeg. As jy iets uit hierdie woord uit sal wegneem, dan sal ek jou naam wegneem uit die boek van die lewe. Wat sê hy daarmee? Wat geskryf is vir ewig onherroepelik daar. Dit kan nie terug nie. En dit is waar die krag van die koninkryk lê. Heers oor die werke van my hande. Wat hy gesê het, kan nie herroep word nie, want wat God gespreek het, is in die geestelike atmosfeer uit en sal bereik wat God daarmee wil bereik. Okay. En julle sal die waarheid ken, en wat sal die waarheid aan julle doen? Jy gaan julle vry maak. Nou alright, julle, kom ons draai nou hierdie hele prentjie nou net bietjie om. As jy vry wil wees, wat moet jy doen? Jy moet die waarheid ken. As jy die waarheid wil ken, wat moet jy doen? Woord ken. So kan jy sien, daar's 3 stappe. Ken die woord, ontvang waarheid en word vry. En julle, dis al eintlik in berading wat ons met 'n mens kan doen. Wys 'n mens die woord. Wat verwag God van jou? En die oomblik as 'n persoon dit verstaan en hy begin dit toepas, dan kom die vrymaking. En dit is waar so baie mense mee sukkel. Hulle kom by die Here uit, maar hulle bly in die ou lewe funksioneer, omdat hulle nie die waarheid ken oor wie hulle is in Christus nie. En nie verstaan dat in Christus het hulle eintlik klaar die oorwinning. Nou hou hulle vas, hoekom? Want hulle is vasgevang binne die milieu van hulle ou gedragspatrone. En ons ou gedragspatrone dikteer partykeer, dikwels en die meeste van die keer, ons totale bestaan. Ag, julle ken mos die ou verhaal, ek het al baie vir julle gesê, van die dogter wat by die ma kom en sê, mama, hoor jy, hoekom sny jy die kant van die pilou nie af? Okay, julle het mos al gehoor. So sê, en sy kom en sy is getroud en sy die kant van die pilou nie af, en eendag te vra iemand vir haar, hoekom sny jy twee kante haar man, hoekom sny jy twee kante van die pilou nie af, en sy sê, nee, ek weet in my ma het altyd gedoen. Sy sê, ouma het gedoen, gaan vra vir ouma. Nee man, die blik waarna ek die ding moes gebruik was te klein. Het jy nog steeds aan klein blik? Julle, ek het groot geword op die plaas. Nou daar het hulle met komkommers geboer en al ander goed.
En dan loop ons in die land, en dan pluk ons sommer 'n lekker vars komkommer daar in die land, dan kyk jy altyd as jy jou kind dat jy die grootste komkommer kry, want dis moet nou, hy moet die grootste wees. Jy gaan hom nie helemaal opeet, maar dit moet die grootste een wees. Dan pluk ons die grootste komkommer, en dan loop jy nou daar na die land, en die komkommer in jou mond, God die kou die ding. Dan kom hy met my ouma in die huis, en dan sê ek, komkommer, dan chop sy die een kant af, en dan vat sy die liedje en vryf sy so. Ja, hoekom het hulle Dan sê ek, ouma, hoekom vryf jy die komkommer? Nee, ek trek die gif uit. Maar ek sê, ek het net vanmiddag een gelewe, en ek is nog sharp. Ja. Ja, ek doen dit ook. Hulle vryf my komkommer, waar het julle dit gesien? En my ma. Ja. Okay. Dis 'n tradisie, dis 'n oorlewering van die ou mense. Sê Jesus nie, julle maak my woord kragteloos deur julle oorleweringe nie. Vryf my jou komkommer, want ek dink nie daar skade daarmee nie, maar ek dink jy mors tyd. Okay. Sny my jou pilou nie af, ek gooi daai 2 stukke vir die honde, maar gaan koop maar net 'n groter bak. So hoor nou mooi. Ons patrone van die verlede het dikwels 'n direkte invloed op ons hede. En dit beïnvloed ons funksioneringstyl, want ons denke is geprogrammeer binne 'n sekere rigting. Daarom sê hulle altyd, soos die pa is soos die seun, soos die ma is soos die dogter. Hoekom? Want jy is geprogrammeer. En tot 'n groot mate is dit so, want jy kan maar net kyk partykeer na die kinders, en dit is nou nie altyd so nie, dan kry jy nou 'n seentjie, dan sien jy hoe hierdie pa lyk of hy wat lemoene onder sy 2 arms het, want hy's dan nou 'n goeie rugby speler gewees op sy dae, en hy's redelik fris, en dan loop hy daar, en jy kan sien, hy arms is redelik ver van die lyf af, en die spiere is te dik, en dan sien hy klein seentjie, hy's nog lekker maar, hoe loop hy? Net soos die pa. Hy leer dit by sy pa. So ons invloed op mense, ons invloed op ons kinders is geweldig. En ons leer goed aan wat nie noodwendig die regte dinge is nie. En een van hulle is kerk toe gaan. Okay? Ja, hoor man. Hoekom? Want die ouers het nie lekker kerk toe gegaan, hoekom moet ek nou kerk toe gaan? Totdat die Here met jou begin praat. Of totdat jy kwaad raak vir die kerk, dan gaan hulle ook uit die kerk uit, en dan hou hulle by die kerk by die huiskerk. Okay, want hulle is nou kwaad vir iemand, pas dit net vergewe. So, hoor nou mooi. Die vernuwing van jou gedagtes, die Here sê vir hulle, jy sal vry raak. Hulle antwoord hom. Kyk nou hierdie inherente stuk rebellie. Hy sê vir hulle, ken my woord, bly in my woord, julle sal vry word. Wat hoor hulle Jesus sê? Julle slawe. Julle slawe. Dis wat hulle hoor. Wat hulle hoor die woord? Vryheid. Nou as hulle vry sal word, wat sê implikasie? Hulle is gebonde. Nou antwoord hulle Jesus hier, ons is die geslag van Abraham, en het nog nooit vir iemand slawe diens. Hulle lieg in elk geval, want hulle was na Abraham 400 jaar in slawerny. Hoe sê u dan vir ons, julle sal vry word? So kan jy sien, hulle het nie 'n klou wat Jesus hier praat. Hulle gaan onmiddellik terug na hulle tradisie toe. En hulle verwys na Abraham. So waar lê hulle roem? Hulle roem lê in die vlees. In die geslagslyn van Abraham. Net solank ek 'n kind van Abraham is ek okay. Maar wat hulle nie verstaan nie, is nie Abraham se geslagslyn wat hom vry gemaak het nie. Dis Abraham se geloof wat hom geregverdig het in Christus Jesus. Sy geloof in God is die element, nie belydenis nie. Sy geloof. Dit regverdig hom. Daarom is dit dieselfde vandag, net soos Abraham die vader van geloof toegetree het tot die koninkryk van God, is daar geen ander manier vir enige mens behalwe dieselfde manier. Jy moet toetree deur geloof. Want geloof is die element wat regverdig maak. Kyk nou wat sê Jesus vir hulle. So by implikasie verstaan ons hieruit
dat kennis en die toepassing, maar nou sê, kom ek terug na Jesus se woorde, bly in my woord, ken my woord, bly in my woord en jy sal vry word. So wat is die toepassing? Verstaan, by die implikasie verstaan ons hieruit dat kennis, maar nie net kennis nie. En toepassing van die woord van God ons sal vrymaak van enige vorm van gebondenheid en oorheersing deur sonde. So, as ek sonde in my lewe wil oorwin, hoe doen ek? Volgens daai skrif. Want onthou, as ek vir jou sê jy moet sonde oorwin, dan sê ek vir jou, nee, kom ek sê dit so, as ons heiligmaking wil toepas, moet ek sonde in my lewe oorwin. Is julle met my op daai selfde punt? Okay? Want sonde en heiligmaking is twee pole uit mekaar. En hoe meer ek in Christus in heiligmaking leef, hoe meer oorwin ek sonde in my lewe. Dit sê nie ek raak sonder sonde nie, dit sê nie ek raak sondeloos nie, maar dit sê ek oorwin slegte en verkeerde gedragspatrone. Okay? Nou sê Jesus hoe ek dit moet doen. Want daai gedragspatrone van sonde, kom ek vra julle dit. Dink julle dat 'n ou wat hierdie ouens wat so op die strate staan en verval het in hoekom dink julle is 80%, miskien hoër, 90% van die mense op die strate, ek praat van die jong mense. Ek praat nie van die ouer mense, ek praat van die jong mense. Hoekom dink julle so dat? Sê weer? Wie voel dit is waarskynlik die grootste rede? Hoe weet ons dit? Ek gaan nie weet nie. Maar ek wil nou vir jou sê, praat met hulle om jy dit agter. Hoekom is hy daar? Hoekom het hy nie 'n plek om te gaan bly nie? Die feit dat hy daar is die uitsondering van mense wat ouerloos geraak het, wat nooit 'n ouer huis gehad het dalk nie, daar is sulke mense. So moenie vooraf 'n persoon net op die looks vat nie. Ek het gister vir 'n man gesê, hulle is al baie lank op my hart, hy en sy vrou staan altyd langs die pad hier, maar hulle kom net op 'n sekere tyd op die dag in. Pragtige vrou. En is al lank al in my hart wat ek 'n oop deur soek, en hy staan, die man praat en hy staan net met 'n bordjie. Die vrou praat nie, sy staan net met 'n bordjie. En hulle staan tussen die karre, sy staan aan die kant van die plaveisel waar die karre moet draai. En gisteraand toe ek al verby ry, toe besluit ek gaan ons sommer net 'n paar rand gee, want ek het 'n paar rand in my sak gehad. Maar ek sit nou met hierdie kerkkar, Volkswagen, VW. En hy dink nie daar's geld in hierdie kar. In die eerste plek is daai ding se window winder sit daar. Ek kan amper nie bykom as ek daartoe leen nie, want die ding is bietjie breed en is 'n afleweringswa. En as ek hom uiteindelik in die hande kry, jy het junk nodig om hom op en toe te draai. En daar het ek nie krag nie, so ek is net dis met 'n sukkel en ek draai die venster uit by die van hoor, kom kus, kom praat met by hierdie kant. En hy kom toe daar om en hy staan by my en die robot is rooi en hy kyk my in my oë en hy sê vir my, oom, jy nie my werk nie. Ek sê vir hom, Chris, ek het nie vir jou werk nie, maar jy lê lankal op my hart, ek wil jou en jou vrou uit wat vir hom bring. Sal jy kom, en die robot slaan met ry. Hy weet wat ry. So my volgende stap is, ek gaan hom uitvat, want wat wil ek vir hom kan sê? Jy is in hierdie omstandighede, jy hoef nie daar te bly. Dat is 'n beter lewe. Maar jy moet besluit. Ja, ek weet werk is skaars. Ek weet dit is nie moeilik of maklik om in daai gat te kom. Kom ons praat oor iets hier. Baie mense beland daar, hoekom? Want hulle sukkel om by die baas te bly. Want die baas behandel hulle so, en die baas behandel hulle so, en die baas behandel hulle so, heel waarskynlik is dit so. As jy in jou lewe kan beter sê die woord rondom daai situasie,
gaan jy jou baas tolereer. Gaan jy omstandighede tolereer. En gaan jy die liefde van Christus steeds uitleef, gaan jy jou werk behou. Soek dan ander werk en skuif dan. Moenie jou eie kop en wil volg en jou werk verloor in die stupidity. Okay. En ek sê nie dis waar hulle is, ek weet nie. Al wat ek weet is, jou gedagte moet verander. So al wat ek met Chris en sy vrou wil doen is, ek soek net 'n uur in hulle lewe, wat ek hulle kan inbou, om te sê, change your mind. Dink anders. Kom uit die omstandighede uit, ek kan jou nie uithaal nie, 'n R50 gaan jou nie help nie, 'n R100 gaan jou nie help nie. Dit gaan jou nou help, môre is jy terug. Ek ry al vir 2 of 3 jaar in die pad, en ek sien jou al vir 3 jaar op dieselfde plek staan met dieselfde bord. Jy gaan nie uitkom nie. Alvorens jy nie sy woord begin ken, en sy woord begin toepas, en sy woord jou begin vrymaak nie. Dis wat ek wil sê. Ek kan hom nie werk gee nie, want ek het nie werk nie. Ek kan hom nie blyplek gee nie, want ek het nie blyplek nie. En ek kan vir hom iets in sy hand gee. En ek kan poog deur die genade en die krag van die Heilige Gees om sy kop te draai en te verstaan in sy lewe. Julle, daar's Martin by die kerk. Sy kop het gedraai. Hy was weg in dwelms. Hy het dagga gerook. Hy was gone. Dan kom hy in die môre hier aan en sy nie besope van drank, weet jy wat jy dit noem nie, hy's gone. Hy's gerook. Dan sê ek lus en lê die 5voudige bediening op hom maar fisies. Dan sê 'n klomp gate en dan sê klim in daai gat, jy grou hierdie gat. Dan sal nog 'n paar ander manne ook die wat saam met hom gekom het, want ons sê bring sommer 'n paar manne saam met ons kyk of hulle nie op die Here kan uitbring nie, want iewers met die Here moet julle werk, want daai kind gaan sit. En ek hoor die pad geloop het. Heilig. 7 jaar oud. Oupa moes hom vat, groot begin maak as gevolg van omstandighede. Bly op 'n klop, is te ver, hy kan nie by die skool uitkom nie. Hy's disleksies, hy kan nie lekker skryf nie. Hy's terug. Ek kan op sy voete dink. Ek kan hard werk. Ek sien hierdie seun werk as hy moet werk. En ek besluit in my hart, ek gaan nie vaskyk in die dag nie. Ek gaan nie vaskyk in die dwelms nie. Ek gaan nie dit help. Ek gaan hom werk gee. Ek gaan hom werk gee. Ek gaan hom waardigheid gee. Ek gaan hom betaal. Nie indoen nie. Want ons doen hulle mos in. As hulle so is, dan betaal ons hulle die minste wat ons hulle kan betaal. Ek gee R500 'n dag. Ek praat van 'n paar jaar terug. Ek net sy menswaardigheid kan herstel. Ek maak myself finansiëel seer. Vir die kind te wys, as iemand het vir jou omgee. En sy kind groot word, het sy oupa altyd hierdie stelling, drink 'n klomp pille wat hy nodig gehad het vir sy hart, hy's in 'n reistool en sê, ag, daar gaan 'n dag kom, my kind, wat ek 'n loodpil gaan drink, en dan verstaan hierdie seentjie van 8, 9 jaar oud nie, wat hierdie oupa vir hom sê nie, tot een dag, wat hy die halgeweer hoor afgaan, en in die kamer in hardloop, en letterlik 'n dubbelloop halgeweer, so 2 pleisies binne in sy oupa se bors sien sit, hoe dit in sy lyf ingeskiet het, in 'n gat deur sy liggaam. Hy daar omdraai en hardloop, van hierdie plotte van onderste poort af. En daar die aand 10:00, toe ons soek, toe sy weg, hulle kry op die volgende dag 6:00 warm bad. Toe het hy met ons steeds. So stik hulle is. Dis so gebroken hulle is. Ek luister na die pragtige vrou wat voor my sit. Sy is gebroken, uitgekleed deur die tyd. Sal ek en julle nie help nie?
Moet ek nie maar iets doen om myself toe te rus om net met iemand 'n paar basics te kan deel nie. Want al wat ek kan doen is ek kan net die woord deel, want ek weet so ietsie van die Bybel. Want ek het ook op so 'n pad gekom. Ek was ook stukke in my lewe. Ek was ook verwerp. God het my uitgehaal. Het my 'n kans gegee. Kom sal hy iemand anders 'n kans gee. So ek wil hê vanaand jy moet verstaan, die feit is hier. Heilig maak begin hier. Dit is nie 'n krag wat jy skielik gaan kry, ja, die Heilige Gees kan jou help. Maar is 'n proses van verbond en Jesus begin hierdie proses en hy sê, kry my woord in jou hart, sodat jy waarlik vry kan word. Voorwaar, ek sê vir julle, dat elke een wat die sonde doen, 'n dienskneg van wat is? So met ander woorde, as ek aanhou om dieselfde ding oor en oor te doen, wat is ek? Ek is 'n dienskneg van my sonde. En wat is 'n dienskneg? Is nie vry nie. Is 'n slaaf. En julle, dis presies vanmôre se boodskap. Wat sê Petrus toe hy Jesus ervaar in die volheid van sy heerlikheid, toe roep hy, Here, gaan weg van my. Wat sê hy vir hom? Die Here, ek kan nie by U staan nie. Die heerlikheid is te groot. My stikkelheid is te veel. Here, ek het daar 'n paar jaar terug in dieselfde omstandighede, by dieselfde boot, by dieselfde plek, by die see. Ek het 'n belydenis gemaak dat U my eienaar is. En as U my eienaar is ek die slaaf. Want 'n slaaf in daai jare was gekoop met geld. En Petrus het besef, Christus het hom gekoop met sy bloed. So luister baie mooi kind van die Here. Hy sê vir ons, voorwaar, ek sê vir julle dat elke een wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. En die dienskneg, julle, hierdie is 'n radikale skrif wat 'n mens bang maak. Hoor dit sê hy vir hom. Hy sê die dienskneg bly nie vir altyd waar nie. In die huis nie. Die seun bly vir altyd. Wat sê daai vers? Wanneer is jy nie deel van die familie nie? Hoor mooi wat sê die skrif. Elkeen wat die sonde doen, dis die sleutel, het wat geword? 'n slaaf van die duiwel. Okay? En as jy 'n slaaf van die duiwel is, kan jy nie 'n slaaf van my wees. Want ek het gekom jou vrygemaak. Julle, dit is 'n radikale. Ek skryf hierdie versie neer hierdie week. Ek dink, Here, ons verstaan nie wat die implikasie van ons willige sonde is nie. Verstaan. Hierdie is die implikasie. So breek uit dit uit. Raak van dit los. Raak vry. Want Christus het dit kom vrymaak. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal jy wat wees? Waarlik vry wees. So met ander woorde, wat sê hy? Die oomblik as jy verstaan wie ek is, en die oomblik as ek jou vrygemaak het, is jy in die reg vry. Want ek het met my gees in jou kom woon. So elke sonde wat my en jou, wat ons doen, wat ons geneig is om te doen. Wat sê hy daar in die boek van Hebreërs? Hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde. Maar julle word so maklik daardeur weggevoer. So, wat moet ek en jy doen? Ons moet oorwinning kry oor hierdie klein jakkelse
wat in die geestelike wingerd. So as ek gou kwaad word, waaraan moet ek werk? Ek werk aan my immuun. As ek te veel pille drink, waaraan moet ek werk? Ja, werk so met jou kop seer hoor. Maar werk aan jou pille. Okay. Want jy hoef nie oor maar pille. As ek te veel wyn drink, Van jou kop seer. want jou kop seer gee. So kan jy sien, as ek bitterheid het teenoor die ander mense wat ons swak behandel in ons land, wat moet ek doen? Wat dan die bitterheid? So ek kan nie bly by dit wat in my hart my aankom nie. Ek moet oorwinning daar. Dit maak nie reg wat hulle verkeerd doen nie. Maar ek moet vrykom. As ek sukkel met vergifnis, raak vry van dit wat jou bind, jou onvergifnis. En iewers moet jy dit hanteer, en ek het nou nog vir 'n vrou gesê. Ek sê jy blameer almal om jou. Nie een van jou kinders is meer daar nie. Almal is verkeerd. Maar sê jy maar ek bid, ek is by die Here, ek weet hy lei my. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Nee, raak vir 'n slag die minste. En kom uit in die milieu. Oorwin die goed wat jou vashou. So hoe doen ek dit? Kry die woord in jou hart. En doen wat die woord vir jou sê. En waar en bid teen versoekinge. Hier verklaar Jesus dat elkeen wat in hom glo en die afstand doen van sonde en die gebonde sal bly, omdat hy of sy 'n slaaf van die sonde bly. Waarvan hy ons juis deur sy oorwinning kon vrymaak het. Die Christen lewe is 'n mees oortreffende vorm van lewe wat vir die mens op aarde beskore is. God het ons nie tot gebondenheid aan sonde geroep nie, maar tot volmaakte vryheid en die lewe in oorvloed. Julle, Christus se lewe, wat sê Johannes 10 vers 10? Ek weet nie of hier staan, is nog nie hier, miskien kry ek nou. Die dief het gekom. Hy sê die dief, die Afrikaanse ou vertaling, die dief het net gekom om te steel en te verwoes. Maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. So met ander woorde, die lewe is die ewige lewe, die oorvloed is in elk geval in die ewige lewe, maar die oorvloed is nou. En die oorvloed is nie 'n miljoen rand in jou bank en jy weet nie wat met jou geld te maak nie. Dis vrede, blydskap, al die vrug van die Gees wat jou maak nie saak wat se wind teen jou waai, wat se golwe jy in is nie. Jy vrede. Hoekom? Want jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. God is met jou. En julle, as ek daai weet het, dis nou makliker gesê as gedaan, want in hierdie week het ek gesien hoe werk die goed weer. As ek weet dat God met my is, want ek vrees nie. Ek nie vrees nie. Hoekom? Want die Here sal weet. Want God het 'n plan. En ek kan dalk nie sy plan sien nie. Ek weet dalk nie hoe hy dit gaan doen nie. Maar God het 'n plan. So nou kom Jesus en hy sê, ek wil hê julle moet 'n lewe in oorvloed. Jy hoor dit sê Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 14. Maar God sy dank, hy sê ek dank God, wat ons altyd laat wat doen? Wat beteken die woordjie triomfeer? In oorwinning bring. Wat ons in oorwinning lei. Triomf beteken ek het oorwinning. Maar God sy dank, wat wie? Ons sy kerk, wanneer? Wat beteken die woordjie altyd? Deurgaans elke dag van jou lewe. Môre mag dit so 'n bietjie 'n testing wees, maar oor en môre is dit 'n blessing en 'n blessing en dan is dit dalk weer 'n testing en 'n testing en 'n testing. Maar glo my, dan gaan weer 'n blessing en 'n blessing en 'n blessing en 'n blessing kom dan, 'n testing en 'n blessing. Okay? Jy gaan er neergaan.
Maar jy moet verstaan, die oomblik wanneer die testings kom, moenie struikel nie, staan vas in jou geloof, want God is met jou. Petrus kon nie terugkeer na die Here toe nie. Hy duik in die water, hy wil wegkom van die Here af, en die Here roep hom, en hy kom in die water uit, en hier sit Petrus voor hom, hy kan die Here nie in sy oë kyk nie, en hy sê vir hom, Simon, Simon, seun van Jona. Onthou jy Jona? Wat het Jona gedoen? Hy het oorboord gespring om weg te kom van my, maar ek het hom gekry. En hier sit jy, Petrus. Het jy my waarlik lief? Ja, Here. Laat my lammers bly. Laat my skape bly. Laat my lammers bly. Hy vra hom 3 keer dieselfde vraag. En Petrus raak nogal super geïrriteerd. En hy sê, Here, U weet alles. U weet wat U weet. En die Here sê, volg my. En wat gebeur in een oomblik om Petrus? Hy raak vry. En toe Petrus Jesus begin volg, kyk hy oor sy skouer en hy sê, maar hier kom Johannes op aan. En nou is hy nogal redelijk geïrriteerd met Johannes op ook, dat om die Here dan vir hom gesê, kom, hy gaan van ondervisser van mense, maar hy gaan hom nou bless. En die ou Petrus is skielik terug. En hy sê vir hom, Here, sê wat jy vir hom, ek het nou tyd met jou nodig. Laat hy gaan. Hoe baie? Sê die Here vir hom. Wie is jy om vir my te sê wat hy moet doen? As ek hom geroep het, dat hy kom. Want hy het nie die probleem met jy gehad. Want weet jy, hy was die enigste een wat in die paleis inbeweeg het van Pilatus saam met Jesus. Hy is ook die een wat die langste bly lewe het. En ek glo dit was omdat hy daar bereid was om self sy lewe op te offer. Okay. So hoor nou wat sê die Here vir ons, of wat sê Paulus vir ons. Ons dank God, dat ons altyd in Christus triomfeer, wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Met hierdie woorde verklaar Paulus, dat geen Christen ooit 'n geestelike nederlaag behoort te ly nie, omdat ons altyd in Christus behoort te oorwin. Tog is dit so, dat ons daagliks sien hoe ons en ander toegewyde Christene sukkel om swakhede en sondes en verkeerde gedragspatrone in ons lewe te oorwin. Jy kyk maar net na jou medegelowiges, dan sien jy, hierdie ding, daai ding is nie opgelei met die woord nie, maar hy doen dit, of sy doen dit aan mekaar en aan mekaar en aan mekaar. Okay, dis in ons, want ons kom met die vlees. As ons eerlik met onsself is, sal ons moet erken dat ons self ook in baie opsigte skuldig is. Wat sê die Here toe hulle die ou vingertjie wys vir al die ander mense daar by die balk en die splinter? So wat het hulle gedoen? 'n vingertjie gewys, hulle het geoordeel. En wat sê die Here vir? Die oordeel waarmee julle oordeel, is julle klaar veroordeel. Haal eers die balk, en dan sal jy beter kan sien om die splinter. So wie die balk? Dus daai huweliksverhouding nou nie lekker werk nie. Hierdie vrou. Sjoe, dit is 'n tawe hierdie. Wat het my besiel? 'n foutjie gemaak. Dis vir die mense wat ek pastoors leer. Hierdie man. Nou gaan ek sê wat sy sê, hierdie man. Wat het my besiel? So met andere, wat kyk jy? Jy kyk met 'n oog, met 'n balk. En jy soek. Terwyl jy dink, jy die splinter en die ander persoon het die balk. Daar by jou werk. Kyk, hulle kan vir jou irriteer hoor. As ek so luister na die ouens wat so werk, hulle kan vir jou irriteer, want party van hulle is goddeloos. Maar kyk jy op pastoor Dirk se lewe. Hy is tussen hulle. Elke dag. Dan kyk ek na die getuienis wat uit die kollegas uitkom.
daar een ding wat soos 'n paal bo water staan. Daar waar hy is, in die donkerte van die mense wat hy elke dag mee saam lewe, skyn die lig en mense trek na hy lig. Dis hoekom dit so geliefde man is. Ja. Hy is solid, hy is stabiel. Wat jy sien is wat jy kry. Is eerlik, is jy help waar hy kan. Hy het ook waar hy kan. Maak hom nie volmaak nie. Hy sal het. Hy is een van die pilare wat die huis dra. So wat sê die Here vir ons? Moet nie goed soek by ander nie. Kyk maar eers 'n bietjie na jouself. Want hoekom? Want jy beskuldig 'n ou nou van daai sonde. Hoe kan hy dit doen? Hoe kan sy dit doen? Daai ou kyk na jou en sê, hoor hierdie ou is 'n Christen, hoe kry hy dit reg? Okay. Want sy en hy sien goed in jou lewe wat nie oplyn met die woord nie. Soos 'n gevaarlike ding. En ek het in my lewe, julle sal hoor, ek bely die goed sommer strydvooruit. Ek sê dit ronduit. As julle sukkel, moet julle weet hoe sukkel ek. Want ons het nog nie gearriveer nie, want selfs Paulus het gesukkel om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Wanneer ek die goeie wil doen, dan is hierdie wet in my, en hierdie wet werk sterker as enige ander wet. En wat is daai wet? Die wet van die vlees, wat my die hele tyd wil aftrek. So moenie vandag struikel oor jou sukkel nie. Maar die Here sê hoe jy oorwinning daaroor moet kry. Kry sy woord in jou hart. Doen wat die woord sê en jy sal vry raak van dit wat jou bind. Is dit nie eenvoudig nie? Pastoor, het Paulus ook gesê, hy veroordeel nie eers homself. Yes. Paulus kom op 'n plek, hy sê ek laat my deur niemand van julle beoordeel nie. Hy sê ek beoordeel my nie jouself nie, maar God sal my oordeel. Nou julle, dis vry. Hy sit binne in die tronk. In die binneste van die binneste kamertjie. Met ander woorde die hoogste sekuriteit. Voete in boeye, hy nou Silas, hande in boeye, ketTINGS om hulle, nowhere to go. Stink, mibberige tronk tussen hierdie klomp kriminele. En wat doen hy? Hy en Silas praat. En hulle sê, hoorie, ons is nou hier. Maar iewers het God 'n plan. Ons weet nie wat sy plan nie, maar hy het 'n plan. So kom ons vind uit wat sy plan is. En hoe doen ons dit? Deur Psalm 100 vanaf vers 1. Gaan sy poorte in met lof. En hulle begin die Here loof. En hulle laat hom 2 simbale by hulle. En hulle begin hulle voete kap. En hulle begin hierdie shekel slaan. En hulle laat hom 'n ritme daarby. En hulle begin sing. En hulle begin die naam van die Here groot maak. En die Bybel sê die hele tronk begin luister. Hoe kan hierdie 2 mense sulke vreugde hê? Want hulle is nog in die middelste sel. Ons het daar in die buite sê. Ek kan nog buitekant uitsien. Hulle kan, hulle is in die vrotste sel van almal. Wat bekeer hulle? En dan skielik begin God werk. Hoekom? Want waar daar vryheid is die werking van die Gees. En God maak hulle vry. Hy bevry hulle daai aand. En die tronkbewaarder sien, hoor, die ouens is weg. Wat gaan nie aan, die tronkdeure staan oop, die boeie is af, en hoe het hulle vry geraak? En hy weet, koppie waai, want dis die volgende ding. In die Romeinse ryk spat die koppie, die volgende oggend daai koppie gaan. En die Bybel sê, hy wou sy eie lewe neem deur in sy eie swaard te val. En toe Paulus dit sien, toe skree hy vir hom, moet jouself nie leed aandoen nie, maar kom hier, ons is almal hier, ons het nie weggehardloop nie. God het 'n boodskap vir jou. Die tronkbewaarder, die deure gaan oop, en hulle loop uit. Die tronkbewaarder loop sommer saam. Sy kop gaan in die hoofspan. En wat doen hy? Die Bybel sê hy en sy hele huis neem die Here Jesus aan. So hy vat hy so Silas en Saulus wat hy dan uit die tronk het na sy huis toe en hy hoor die evangelie en hy kom tot bekering en in daardie selfde nag word hy gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie?
Maar Paulus hulle murmureer nie daar waar hulle sit nie, hoekom nie, want hulle vlees heers nie oor hulle. Julle sonde is net een ding, jou vlees oor. Jou vlees, jou body heers oor jou. Jou denke, jou negatiewe denke, jou sondige natuur heers oor jou. Hy heers oor my. So enige sonde wat jy doen, dis die natuur wat oor jou heers in plaas van die gees. Die toebroodjie laasweek, watter kant kies jy? En hoe bepaal jy dit? Jou sielsdimensie. Jy moet besluit. Martin het in daai gat gesit en 'n besluit geneem, terwyl die rookdampe daar uitkom. En al wat hy hoor is Jesus se liefde. En hy ervaar Jesus se teenwoordigheid. Skielik begin iets in sy lewe vir hom sin maak. En daai mannetjie moes nie geleer hê. Een van my pastore het hom van 'n tou afgehaal, toe al ver heen was na homself opgehaal. As gevolg van die chaos van een van sy vrou wat hom gelos het vir sy neef. So kan jy sien die pad is nie altyd maklik. En hy gee nie omdat ek hierdie goed sê nie, want hy weet ek getuig dit en hy getuig. So verstaan vandag, die oomblik is ons denke verander. Dan begin ons op klein die woord. En toe begin ek hom kry. Dan gaan daar so 'n dientjie af hier op sy foon. Kerkklokke wat lui. Julle weet, 'n genuine kerkklok. Dan werk ons hier en dan hoor ek kerkklokke lui en dan wat se kerkklokke lui nou daar dan? Sê ek, Martin, wat is jou foon wat so maak? Ja, dis my foon. Ek sê, wat se kerkklokke is dit? Hy sê nee. As my kerkklokke lui, dan stuur hulle vir my 'n boodskap, 'n geestelike boodskap. Dan werk ons in elke torpot lui die kerkklokke en dan kom daar iewers van ek weet nie van wat se program of wat se app af nie, word daar 'n geestelike vers gestuur en dan stop hy en dan maak hy sy foon oop. Kyk, jy kan op sy foon hoor en dan lees hy daai vers en so te begin oorwinning kry oor wat die Here se woord vir hom sê. En begin op. So, heiligmaking is niks anders. Verandering van jou lewe. Die vraag is, as Jesus se offer dan volmaak is, en ons weet dit is, en as God ons uit die wêreld met al sy seer en probleme uitgehaal en oorgeplaas het na die koninkryk van Jesus, waarom sukkel ons steeds in so baie areas van ons lewe om oorwinning te kry? Die antwoord is duidelik. Alhoewel Jesus ten volle voorsiening vir ons gemaak het om 'n koninkrykslewe te leef, het hy ons en hy ons van alle sonde en siekte en geestelike dood verlos het Jesus ons nie verlos van ons eie keuses en ons gesindhede nie. Wat was die grootste faktor in die tuin van Eden? Jesus. God het aan die mens 'n keuse gegee. Hy het die mens gemaak as 'n selfstandige mens wat kan kies tussen reg en verkeerd. Wat weet ek moet van? Dis in jou. Jy kan kies. Niemand kan anders van jou kies. Net jy moet kies. Nou Isabel Lou, 38 jaar boemelaar op die pad, altyd daar in Rachel de Beer, op die hoek van Rachel de Beer in Bentvilliestraat, daar waar die laerskool gestaan, die mooiste blou oë. Maar noem my enige ding, wat jy al gehoor het iemand doen, sy het allemaal gedoen. Al die lismes en al die ismes en al die, ek weet nie wat nie, alkoholis en homoseksualis en lesbienis en tronkjonis en ek noem hulle, sy het allemaal gedoen. Waar begin die pyn? Door die woorde van die man. 'n eie ma, wat 'n worstelstryd met haar eie lyf gehad het, wat nie gewig wou verloor nie. En sy het altyd vir die dogter gesê, jy is te vet. Totdat die kind uiteindelik weggebreek het. Haar pa se mediese dokter is nooit by die huis nie. Gevig het. Mediese dokter, julle in Bloemfontein. Sy dogter, 38 jaar, boemelaar op die straat. Dit lange pad het Isabel Lou geloop. Het haar gebid, so met haar gedeel.
Mense, daar's nou nog 'n pastoor in my gemeente, 'n vroue pastoor wat na sy Isabel Lou eintlik haar ontferm het oor haar en Isabel Lou nie, sy het haar begrawe, maar nie haar lewe oorwinning kon kry nie, het daai vrou moet verloor die bediening verlaat. En die dag toe Isabel dood is, gee die Here my skrif. Ek kan nie presies onthou wat sê, waar is hy skrif, maar hy kom daarop neer, hy sê, hoe is dit dan? Hy sê, hoe is dit dan oor my kinders, hoe is dit dan oor my volk? Is daar dan nie genoeg krag onder julle om my dogter vry te maak nie? Vat hy woord daai oggend vroeg. Ek die Here praat met my. Isabel Lou is dood, sy het elke Sondag kerk toe gekom. Sy het hierdie boek na kop geken. Sy kon gedigte skryf, soos jy nie kan glo nie. Sy was super intelligent. In Afrikaans, in Engels. Sy is op die straat. Sy kon nie wegbreek. En dit het al daar gehou. En sy het so baie vir mense stories opgemaak dat niemand haar aan die einde wil glo nie. Die dag toe sy regtig bel en sê sy siek. Toe steur niemand in die gemeente daaraan en sy sterf alleen. Ek het 'n ander een gesien. Totaal in lesbienisme verval. Sy is so radikaal, sy stap in Maders Hotel en ek weet nie hoe daai dansplek haar geken het nie. Ons slaan sê al die mans uit mekaar het tot hulle lê. Tot hulle lê. Sy slaan hulle uit. Sy beklei met hulle. Hulle is almal gesyp as sy slaan hulle uit. Sy kom by my. Begin met haar deel. Sy bel my eendag 12 uur, sê vir my lewe neem, ek sê waar is jy? Sy sê ek is in Bulkleestraat, ek sit in die middel van Bulkleestraat. In die poort. Sy sê, trok kan nie links of regs van my verby gaan nie. Sy sê, ek wag vir die eerste trok, dan sy verby. Ek kan nie langer meer so lewe. Trek my aan, klim in die kar. Bid God, bewaar haar. Ek sê net nie, door die kar vir die trok sal inspring. Hou die trokke weg. Tot daar kom, sit sy in die middel van die straat, stikken en gebroke. Ek moes af van die keerpad af op, ja. Had my kar in forceer. En daar te gaan lewe. Deel met die ander een af anders van seil, wil slaap, dwelm slaap, in die oorbraak. Toe haar uiteindelik kry, sit sy binne in die toilet, die 10de vloer van 'n gebou, waar omtrent geen vensters meer oor is nie. Die Kentucky-bene lê so hoog, in elke hoek, die lifts werk nie, jy moet ophardloop in die trappe. Iemand het my gesê, sy is die 10de vloer by daai nommer, en ek hardloop daarin, en ek klop, en sy antwoord nie, en ek maak die deur oop, en uiteindelik maak sy ook die deur oop nie, en uiteindelik klop ek so hard, en die maak iemand die deur, dus daar punt, en ek sê, ek soek hier, ek wil met die dokter praat. Ek sê, gee my net 'n paar oomblikke, en hy sê vir my, dis reg pastoor, en hy loop uit. Van daai badkamer deur en ek skop die ding oop. Toe ek in daai badkamer inkom, sit sy langs die toilet. Daai stukkie spasie daar, sy weeg 47 kilogram in mekaar ingetrek, en al wat ek hoor is die kind uitgeroep is, ek is 'n stuk gemors, ek is 'n stuk gemors, ek is 'n stuk gemors, as niemand wat my kan help nie. Ek sê vir hom, my kind, God kan jou help. Gee oor. Ek het haar in die punt Pretoria toe gebring. Toe ek hier kom, toe staan nie een plek in Pretoria, wat hy wil vat nie. Vrydagmiddag, 8:00, 7:00 die aand. Nie Sankari, nie een dwelmplek waar haar vat nie. Om R10,000 meer, so daai jaar was het 5,000. En ek het die 5,000.
Hulle doom nie. Die pastoor het op geld. Van Florana gemeente, van Amman, dit is sy gemeente, Florana gemeente. Ek en hy saamgebid, vir Joos Koetser. Ek sê vir Joos, dis my dilemma, hy sê, gee my net 5 minute. Ek bel die hoofdokter van Medikliniek onder in Burgerstraat. Hy sê, die dokter sê, ons sal haar opneem vir die naweek, maar jy moet daar beman 24 uur. Sy mag nergens in gaan. Ons sal kom om haar in te spuit. Dat sy net kalm en rustig sal bly. Ek mobiliseer die gemeente, ons pas hy kind op. Saam met die pip, hulle is 2 lengte lang met haar in die beddens. Ek stap hy Sondag aan daar by haar in. Nee, die maandagoggend. Want toe kry ek 'n plek wat haar kan vat. Ek instap by haar, sit hulle reg op in die bed. Sy sê vir my pastoor, sy sê, jy weet nie waar ons gaan nie, ons kan nie langer hier bly lê nie. Hierdie is 'n pynvolle lewe. Haar tande is weggevreet voor haar en die man se wegsevee van die gullis. Ek sê, as julle nie met julle eie uit bly nie, ek kan julle nie hier hou nie. Dan moet ek julle laat gaan, ek vat hulle huis toe. Ek steel my vrou se verloofring, daai oggend vergeet my vrou haar verloofring op haar tas. Sy vra my, kan ek badkamer toe gaan? Ek sê, by all means. Sy gaan badkamer toe en ek weet hoe na aand my vrou by toe my vrou by die werk, sien sy nie 'n ring aan die tabel sy nie. Soos ek het my ring by die huis vergeet, en ek het die ding in die kas sit, daar kom sy ring weg. Ek kan hy ring tot vandag toe nie vervang nie. Maar die diamant nie. Ek kon nie, tot vandag kan ek nie. Ek staan daar en ek sê, moet ek al dat vervolg? Moet ek al dat toesluit? Of wat moet ek doen? Die Gees van die Here sê vir my, maak vry. Vir my was dit maklik. En vir my vrou was dit moeiliker. Ons het haar vrygemaak. Raak los. Hier. En goed te was. Kom my asem te afsluit. Die antwoord is duidelik. Alhoewel Jesus die volle voorsiening gemaak het, dat hy my en jou nie ontneem van ons persoonlike keuses. So ek en jy sal kies of ek sonde gaan doen of ek sonde gaan verlaat. So nou wanneer ons in die week wat kom beweeg, jy gaan versoekings kry. Struikelblokke gaan voor die voetjies gelê word. Voor myne ook. Onthou vanaand die woord. Wanneer dit gebeur, maak die regte keuse. Ons gaan volgende week aangaan met die res, ons het nog tyd, ek wil nie nou te stilstaan, ek wil vanavond met julle kwaad gepraat. So jy het 'n struktuur vanaand enorm. Heiligmaking is nie net woorde nie. Heiligmaking is nie net sommer, hoorie, ek gaan nou net sommer oor hierdie ding beheers. Heiligmaking het 'n proses. En dit begin met keuse. En na die keuse is daar goed wat jy moet doen om dit te verstaan. 'n Koninkrykslewe is 'n lewe in oorwinning. Hoekom? Want is God se Gees wat in en deur my en jou is. Maar solank as wat ek sonde in my lewe tolereer, gaan die Gees teen sy volk oor my heers. Hoekom? Want sonde bedroef die Heilige Gees. En moeswillige sonde dryf hom weg. Daarom sê hy, daar is geen offerande meer te bring as jy sondig moeswillig nie. Want jy kruisig Christus. So kan julle sien, dis onvermydelik dat ons heilig maak. Vader, ek wil bid. Ek het die nabyheid vanaand so ervaar.
grootheid van hierdie hele dag. Wie is besig, Here, met hierdie mense? Wie is so besig met my? En al wat ek bid is, Here, wys ons en leer ons U weg. Vat U ons op hierdie pad van die koninkryk. Laat die wil geskied, Here. Help ons om in hierdie week te oorwin oor sonde in ons lewe. Help ons, Hemelse Vader, wanneer die versoeking kom om dit te weerstaan in die naam van Jesus. Want die woord het 'n belofte, wanneer ons dit doen, dan sal die duiwel van julle vlug. So al wat ons moet doen is, Here, ons moet hom weerstaan wanneer ek die versoeking ervaar, wanneer ek die versoeking beleef, moet ons Jesus se naam uitroep en die duiwel weerstaan en hy sal van ons vlug. Help U ons, Here, om heiligmaking na te strewe waar sonder niemand die Here sal sien. En gee U ons genade sodat U krag in en deur ons kan breek, sodat die wêreld daar buite in oorwinning kan kom. Vra dit vanaand in Jesus se ewige en almagtige naam. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Okay, julle, as net 2 goedjies wat ek vinnig met julle wil raak. Ek het verlede jaar al vir julle gesê, ons kan maar afsit. Kom ons terwyl ek hier so afsit, wie van julle het vanaand